Seun van God, doen het nog een keer. Oh, Jesus, doen het weer. Oh, Jesus, doen het weer. Ja, hier die geslag. Goeiedag, hartlik welkom weer in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus, saam met my, Andries Besuitnout, waar ons werklik die Here die erkenning gee, waar Jesus dit vir ons doen, by ons program Jesus doen dit weer, waar ons kan getuig van Jesus se goedheid, van Jesus se guns. En ek wil vir u sê vandag, baie dankie vir die inbel, vir die boodskapie stuur, vir die bly bid vir ons, en dat ons werklik onder die leiding van die Heilige Gees, hierdie Kruiskyk TV kanaal sal bestuur tot eer en verheerliking van die Here. Vandag kan ek amper sê, die boetie vir my in die Here wat ek nou aan u wil voorstel, wil ek amper gesê, hy moes nou so 'n bietjie 'n bike geref het, want sy ou biker, jy weet, om het so te stel, en soos 'n boetie van ons, saam met ons op Intercessors vanmôre sê, hy het dit amper hard gestel, hy het gesê, hy het altyd gedink, bikers is barbare, en ek weet, daar is baie bikers daarby, ek het 'n liefde vir motorfietsse, en ek glo ek sal daarmee my kop neerlê, of tot Jesus kom om my te kom haal, en ek het soveel respek vir wat baie bikers doen. Nou Royes, baie dankie my boeta. Dankie Andries. Jy gaan nou vandag vir ons baie meer vertel van die pad wat die Here met jou gestap het. Ek wil hê, jy moet vir ons verduidelik, wie is Royes, waar kom hy vandaan? Ja, is nie altyd 'n mooi skoon pad wat ek gestap het nie, maar met die wil van die Here en baie gebeure deur my familie en veral my vrou, het ek die regte pad gevind. Ek het Here Jesus ontmoet, basies persoonlik. Ek gaan voorbegin. Ek was 5 jaar oud toe ek skool toe is. Daai jare was dan nie nou 'n tydsouderdom en goed nie. En ek het in graad 2 het ek geelse gekry. As 'n bitter klein seentjie. Soveel so dat ek kan nie die datums en tye presies onthou nie, dat ek vir 3 tot 4 weke in die skool toe gegaan het nie, wat ek net in donker kamers moes gebly het. Maar ek's nog 'n seentjie. Maar daar het ek al besef dat die Here wel 'n plan met my lewe het. En niemand van ons besef het eers voor die werklik deur die valleie gaan nie, en deur die duisternis nie. Nietemin ek is deur al die goetertjies, en my ouers het vir ons 'n goeie grondslag gelê. Ons het sondagskool toe gegaan, ons het die kans gehad om te groei in die weë van die Here. Daai jare was ek nog by NG Kerk gewees, ek is aangeneem en voorgestel in die weermag. Ek is nie ou wat van skool gelyk het nie. Ek is nog alle jare as ek maar 'n soort van 'n rebel, as ek dit so kan noem. Gewees. Ek het dinge op my manier probeer doen en dinge op my manier probeer uitwerk. Ek was op die ouderdom van 16 jaar oud. Het my ouers besluit, hierdie ou wil nie skool gaan nie. Toe is ek weermag toe. Op 16. Toe is ek nog eintlik blootgestel aan die dinge van die lewe nie. Want ek het 'n Christelike huis groot geword. Konservatief. Ja, baie konservatief. My pa het ons afgeransel met 'n spantou. En ek sê dit met alle eer en respek, want ek dink ons het nooit gehad. Die wat nie weet nie, 'n spantou is waarmee hulle koeie se bene vasgebind het as hulle melk. Ja. So ons het met dit pak slag gekry. Maar ja, toe ek nou weermag toe is ek nou onder my ouers se oë uit. Toe begin dit nou bietjie rof raak, want ek is nie gewoond aan hierdie lewe nie. En dat is waar ek dinge begin doen het wat geen jong seun op ouderdom moet doen nie. Ek het begin drink, en dit het al hoe erger geraak. Op 17-jarige ouderdom toe ek op die grens al. Nog pure kind. En ek dink daai tyd het die drank maar 'n ou se gewete gestil en 'n ou se gedagtes weggevat van dinge wat ou gesien het en gebeur het en so aan. En ek het ook in daai jare het ek begin rook. Maar ek het nooit besef dat daar ander dinge in die lewe is nie. Vir my was dit drink en vergeet.
drink en gaan aan. Soveel so dat ek nie in 'n hotel ingegaan het sonder ek beklei het nie. Ek moet net so wys, ek het nie knekels en goede nie. En dit is al 'n bewys van wat ek deurgegaan het. Ek boost nie daarop nie. Ek probeer mense waarsku, vir mense sê, pas op waar jy gaan. Ek het die leiding gehad, maar ek het besluit om leiding een kant toe te gooi, om my eie ding te doen. Aan die weermag het ek goed ervaar en goed gesien wat nie eintlik reg is vir 'n jong mannetjie se oë en goede nie. Dit het my hard gemaak. En dan gryp ou nou, ek wil nie die bottel die eer gee nie, maar dan gryp ou maar na die bottel, want dit maak ou vergeet van dinge en dit was lekker gewees. Soveel so dat ek wou dit nooit erken het nie, maar ek dink ek was so totale volslaa alkoholist. Ek het nou wel nie as ek my oë oopmaak gedrink nie, maar ek het elke dag van my lewe gedrink. En so het ek my vrou ontmoet, ook deur die weermag. En ek dank die Here vir haar, want sy het vir al daai jare, het sy vir my gebid. Ja. Sy het nooit gedrink nie, sy het nooit gerook nie. Ek grap as ek sê, ek het dit gedoen vir hulle almal, want ek wou dit klaar gemaak het. Ons het gaan rugby kyk, soos enige jong man maar was getroud, gaan rugby kyk en dan haak die penne uit en dan raak hy nou 'n bietjie heeltemal die mekaar en almal het my geken as 'n bekleier. Hulle het my reeds saamgevat na sulke plekke toe om die bekleierery te sort. Ek kan onthou menigmaal dat ek saam met my broer hulle, my swaar hulle rugby toe is en begin hulle bekleierery, dan onthou rooi is op met dit. En dan sort ek 'n man uit. Soveel so dat dit vir my 'n leefstyl geword het. Ek het dit geniet. En ek is jammer wat ek vandag so sê, want daai tyd het ek nie omgegee nie. Hoe meer ek dit kon gedoen het, hoe meer het die mense my geboost, hoe meer het hulle gesê, daar's rooi is en so aan. Maar ek het nooit besef, dat die Here se hand nog altyd in my was nie. Soos ons nou vanoggend met die bid groepie gepraat het ook, waar Wessel ook gesê het, dat daar kom 'n tyd en 'n plek, waar die Here besluit, dis dit. Ek het na jare het ek ook in verskeie orkeste gespeel, eers saam met my paal en boereorkeste, en toe gaan speel ek vir 'n country band, en toe land ek op in 'n rockband, in 'n nagklub. En daar het dinge nog erger geraak. Daar het ek ook begin om ek gaan die regte woord sê, zol te begin rook en al die goede, want dit was maar die inding gewees. En die vroumense het om ons gehang in 'n nagklub, want hulle noem dit groepies, want is nou vir hulle vry pas om gratis by die klub in te kom en al die tipe van begin. So ek het heeltemal verval in iets wat ek nie eintlik werklik was nie. En vir my was dit 'n deel van 'n leeftyd. Ek het in bekleierery betrok geraak in hotelle, laat ek gevoel het die eendag spesifiek ek het my neef gesê, iemand het my met 'n bottel water gegooi. Toe sê hy draai om dat ek kyk en toe is my hele hemp agter vol bloed. Toe was ek met 'n mes gesteek gewees. Ek het dit nie eens geweet nie, want daai adrenalien het my so gehaat dat ek net vorentoe gegaan het. En dit is ook my lewe deurgegaan het. Ek het altyd adrenalien gesoek. Ek het altyd, as iemand vir my gesê het, moenie dit gaan doen nie, dit gaan nie werk nie, is gevaarlik, dan het ek dit gaan doen. En so het ek aangegaan met my lewe. En ek het op 'n stadium, het my oudste broer, het weergebore geraak, en hy het ons kom kuier by die huis. En vir my was dit net, jy kom gooi my met Bybel en goede. Dan roep hulle my in die huis in om te kom saam bid, as hulle bid hier hou. Dan sê ek nie, ek stel nie belang. Ek het 'n kroeg gehad in my jaar agter, en daar het ek gesit en kuier, en dan hoor ek hoe bid hulle. Here asseblief, werk met rooi is. Want tog ek nou wees, hulle nou om vir my, nou ek is 'n groot man, ek kan my eie dinge doen. Maar as ek kan terugdink, was ek maar net rebels gewees. Want ek het tog 'n liefde vir die Here gehad. Ek wou dit net nie erken nie. Want vir my was die lewe meer belangriker as dit. En so het ek aangegaan my lewe, ek is uit die weermag uit, toe sluit ek by die polisie aan,
En daar het ek nou vrye teels gehad. Om wat ek gesien het in die weermag, kon ek myself eintlik toepas op die straat. So ja, ek het lelike dinge gedoen, ek het lelike dinge ervaar, ek het te doen gekry met baie lyke en goed, het sy of hulle geskied was, of het ons self was, dit het my hard gemaak in die lewe. Ek is niemand wat gehuil het nie, ek het nie huil geken nie, want ek het myself teen dit gehou, om het te weerhou, laat ek nie huil nie, want ek is 'n man. En so het ek maar aangegaan met my lewe. Toe trek ek en my vrou Rustenburg toe, my oom het my werk aangebied, om my lewe te verander. Dat ek kan wegkom daar waar ek was. Ek het ophou musiek speel en alles, en ek het toe Rustenburg toe getrek. Maar ek dink tot almal se bittere spyt, want dit het nog erger gegaan daar. Ek het my nou weer die ou mense ontmoet, soos ons vanoggend gepraat het, as jy ophou drink, moet jy gee pad van daai mense af en daai dinge af, want jy verval weer daaraan. Dis presies wat gebeur het. Ek het man ontmoet wat weer saam met my gekuier en gedrink het, weer van vooraf beklei. Toe word ek voorgestel aan die vrymeslaers. Ja. Toe sluit ek aan by die vrymeslaers. Vir my was dit something different. Ek het al die grade deurgegaan, jy eerste, tweede en derde graad, dan is jy nou 'n meester vrymeslaer, en dan jy 2 rites wat jy kan volg, die Skotse rite of die Amerikaanse rite. En ek het die Amerikaanse rite gevolg, en ek het gegaan deur al die grade, dis verskillende grade wat jy kry, tot op die boonste trap van die York Rite. Ek was my stemplaar gewees. So dis al verskillende vlakke, verskillende name en so aan, en elke vlak het jy nou jou passwords en jou secret groete en al die goed. En ek sit met hartseer. Hulle het my gebruik om die rituele vir die mense voor te lees en so aan. Ek was so goed in dit gewees, ek het die rituele, al die rituele van al die grade uit my kop het geken. En met spyt het ek nie die Bybel so geken nie. Want ek het al die rituele vir hulle aangebied, vir die nuweling wat ingekom het, en alles in my kop het gepraat met hulle verduidelik wat om te doen, hoe, waar, wat. En ek is nog hartseer daaroor. Want ek is nou op 'n ouderdom wat ek sukkel om te onthou. En ek leer die Bybel, maar ek vergeet baie keer waar ek wat gelees het. In daai tyd, met iets wat afkomstig is van die duisternis, kon ek dit gedoen het. So ek het vra om myself af te vra aangaande dit. Maar Here, hoekom kan ek nie vandag weer dieselfde wees nie? Maar onthou, ek is nog in 'n leerskool. Ek is nou al 18 jaar verlos van drank af. Die Here. In daai tyd, 18 jaar terug, April 2007, toe ontmoet ek my mentor, oorlede pastoor Louis May. Maar voorafgaande het ek eers na my jongste seun se doop toe gaan in Boksburg. Hy was by die Lewende Water, pastoor Ronnie hulle, en ek het gestruggle met hierdie hele ding. Hoekom laat hy hom doop? Hy was gedoop toe hy kind was. Maar ek het gegaan vir so 'n dalwe, en ek het iets ervaar daar, wat ek nie kan beskryf nie. Soos ek reeds gesê het, ek is niemand wat huil nie. En ek het gehuil daai dag vir my kind. En dis toe ek vir my vrou besluit. Sy was intussen tyd al die jare kerkgaande, waar ek amper nooit gegaan het nie. As ek gedwing was, het ek gegaan. Sy was tot diakones by die Gereformeerde Kerk. Toe sê ek vir die kerk ding is nie vir my nie. Maar dit was nie. Want ek het bittermin gegaan. Toe sê ek vir ek wil na 'n kerk toe gaan. Soos ek gesien by pastoor Ronnie hulle. Ek wil in 'n band speel in 'n kerk. Reeds met my agtergrond as musikant. Toe gaan ek die Sondagmôre na pastoor Louis May toe, en hy Tentkerk Philadelphia gehad aan Rustenburg. Toe ek instap, toe voel ek net iets wat nie heeltemal reg is nie. Ek het gaan sit. Pastoor Louis het begin preek, dit gevoel of in my praat. Ek het heel agter gesit. Ek het vorentoe gebuig en ek het net begin huil, ek kon nie ophou huil. Toe het 'n dametjie wat net voor my gesit het, draai so om, sê vir my oom, die Heilige Gees, ja, geraak. Skies tog so 'n bietjie.
En dit was vir my die wonderlikste ervaring van my lewe gewees. Ek het al die jare motorfietsse en goede gery, dit was deel van my lewe. Geval baie, alles. Maar ek het nog nie so 'n ervaring gehad nie. En ek het daai dag besef, want toe ek uit die kerk uitstap, toe lyk alles vir my net anders te buitekant. En die Here het my oombliklik, die Here my aangeraak en omgedraai. Toe ek by die huis kom, toe sê my vrou ook, joh, wat het met jou gebeur? Want sy is toe nog by die hervormde kerk. Sê ek vir, ek weet nie. Maar, en ek bly net huil, ek sê vir, ek weet nie, ek voel net anderste. Ja, en toe is ek nog 'n vrymeselaar. Ek moet dit bysê. Iets het my gepla. Na daai wonderlike ervaring, het iets my nog gepla. Ek het gevoel, ek is op daai dag so gelukkig gewees. Hoekom skrik ek in die aande wakker en al die tipe van goede, verskoon my. Toe kry ek eendag 'n e-mail van 'n vriend van my terloop, sy naam is ook Corrie, my regte naam is Corrie. Sy naam is ook Corrie, toe hy het my e-mail gestuur. Hy was hoog in die vrymeselaar, hy was provinsiaal en nasionaal. Toe sê hy vir my bedank by vrymeselaar. Ek het nie geweet hoe kan bedank nie, want daar is seker goed wat jy deurgaan wat hulle vir jou sê, jy mag nie dit nie, mag nie dat nie. Toe ek daai e-mail kry, toe weet ek. Bevestiging vir jou. Toe weet ek, wat het my gepla. Ek is toe nog pastoor Louis toe, ek sê vir hom, luister, dis nou die ding. Ek weet nie wat in my lewe gebeur het nie, maar ek sit met hierdie ding wat my vashou, en ek dink is die vrymeselaarheid. Toe sê hy vir my, hy het my nie as Royes geken, het my gesê, Corrie, gaan bid oor die ding. Ek ken nie vrymeselaarheid nie, ek het nog nooit met dit te doen gehad nie. Gaan bid en praat met die Here daaroor. En dis toe ek gaan bid het en gaan kniel het en my hoof in die Here se skoot gelê het. So wat julle gesien het wat gebeur hierso, ek het daar my trane uitgegooi in die Here. En die Here het my opgetel. En die Here het my gevat. Ek het bedank by daai mense. Hulle wou dit nie aanvaar nie. Hulle het my kom sien by die huis. Hulle het my vrou kom sien en sê asseblief praat met Corrie. Hy is een van ons beste manne daar, al die goede. Maar ek was so sterk in dit. Laat ek weet, die Here het vir my nuwe pad. Ek was toe, as ek reg is, was ek 45 jaar oud. 43? 45 jaar oud. Toe besef ek, is a new beginning for me. Ek het weer begin motorfiets ry ook, en maar ek het besef ook, dat ek kan nie meer doen wat ek gedoen het nie. Ek het terloops, ek het alles net so gelos. Ek het nooit weer my lippe aan enige drank of sigarette of enige goed gesit en so. Dis 18 jaar terug, nee. Ja. Ek het besef, hier is my iets anders. En so maak ek toe kennis met CMA. Dis ook 'n Christelike motorfietsklub. Ja. Ek het by hulle aangesluit daai tyd. Ek saam met hulle gery. Ons het in pubs ingegaan, pepcrawling gedoen, ons het pepcrawling genoem, ons het koeldrank gedrink. En soos die mense gevloek het in daai kroeg, het hulle mettertyd het hulle, as ons instap, sê hulle, "Wop, gedraai julle asseblief." So dat het al uitwerking gehad by hulle. Ek het in 2012 het ek my eie klub gestig, Highway Motorcycle Ministry. Ek het by die CMA bedank, nie omdat hulle enigiets gedoen het wat verkeerd was nie. Ek het net gevoel as gebreekte vlerke, wat my gevra het en my toe uitgereik het. En dit is waar Highway Motorcycle Ministry begin het. Ek het toe aangegaan met dit. Maar die Here was so groot vir my. Die Here was so oop met my, laat my lewe eensklaps verander het. Ek kon nie meer terugkyk nie. Daar's tye gekom wat ek gevoel het, wat van daai. Maar my geloof was in daai stadium, en is nog in daai stadium, so sterk, dat ek dit kon oorbrug het. Laat ek, as ek by partytjies kom en mense offer vir my iets om te drink, ek kon dadelik gesê het, nee. Ek sê, want my geloof is groter. En ek het baie keer 'n skrif opgehaal, soos toe die Here in die woestyn,
toe die duiwel hom probeer verlei het, dat ek net daar gestaan, ek net vir mense sê, daar staan geskrywe, Amen. en ek bly vas daar, dit is wat vir my vandag nog ophou. Ek het in daai tydperke, het ek baie nou ontkomings gehad, wat my laat voel het, en ek het vrae gevra vir die Here, hoekom is ek nog hier? Ek wil ook net terloops sê, hy het ou saam met my gewerk, en ek het hom sien 20 jaar laas gesien. Net om vir jou idee te gee, waar was ek, hoe diep was ek? Toe hoor ek, hy is bly op Koster, toe gaan kuier ek vir hom. Die eerste ding toe hy vir my sê, toe hy my sien, toe sê hy vir my, Corrie, are you still alive? Toe slaan ek my soos 'n vuis. Maar die ou kom vra, are you still alive? Ek kan uitwy, ek kan 2 dae in een praat oor al hierdie goede. Ek wil nie, want dit is goede wat agter my is. Maar ek moet tog getuig vir ander mense wat my posisie is. Amen. Ek was die hardste, ek was die lelikste mens wat daar is. Ek dink ek het meer gedrink as die hele wêreld, as die Here my daar kon uitgehaal het. Mense almal wat kyk hier vandag, weet, die Here kan julle daar uithaal. Wow. Gee net die Here 'n kans. Ek het die kans gekry, deur my jongste seun, wat my oë oopgemaak het. En ek het die kans aangegryp, en ek sal nooit weer terugkyk nie. So genadig is die Here met my. Ek het altyd voorraad en goed gaan koop in Natal. En ek het altyd in aand laat gery, dan oordag ek op Harry Smit, en dan ry ek die volgende dag verder. Nou daar's 'n pad van Rustenburg af, deur Kreeusdorp toe, voor hier in Pelgway klim, Asvoelkrans. Die pad loop sulke hobbels. Al het jy karligte aan, as jy by daai een hobbel kom, dan kan jy nie karligte sien van vooraf nie. En ek het die nie blanke ou wat saam met my gery het gery, so het seker so 100 gery met 'n trailer, 'n groot trailer. En daai pad is maar nou, net 2 karre kan daar ry. En oombliklik, toe ek oor hy bultjie kom, dus 'n kar besig om 'n ander kar te oortyk. Toe sy ligte so 3 meter voor my. En ek het klaar hy slag gevoel. Die blanke man het net geskree en onder die dashboard ingeval. Ek het net sê, Here. En al wat ek onthou is, die kar het geruk. En toe ry ek op die pad. Dus ek nog op die pad. Toe stamp ek in die blanke, sê ek vir hom, Rapule, is jy okay? Toe kyk hy my so verbasend aan. En dit het my gekwel, want ek moes dood gewees het. Kop en kop botsing. Dis 'n kop en kop botsing. En daar's nie plek om verby te kom nie. En ek het met my mentor, pastoor Louis, gaan praat oor. Sê vir my, Corrie, moenie te veel bekommer oor dit nie. Die bonatuurlike waarvan ons nie weet nie, maak dinge gebeur. Ja. En ek glo vas, die Here het daai kar deur my gevat, of boor my gevat. En so kan ek getuig van 'n paar van sulke goede. Dis hoekom ek so dankbaar is, né, om 'n kind van die Here te kan wees. Om die Here te kan loof en te kan prys. Want was dit nie vir die Here nie, was ek nie hier vandag heel moontlik nie. Ek het eendag van die werk af, toe ry ek van die werk af. Ek kan onthou, ek het in die bakkie geklim en ek het gery. Toe ry ek tussen landingbome deur, met bokkies en voëls. Die skoenlappertjies vlieg soms so deur my kar. Ek kan hulle vat en hulle raak. En ek hoor hy sagte musiek speel in die watervalle wat kom. Ek het nie besef wat aangaan nie. So lank as dit gevat het, eweslik, toe staan ek voor my hek by die huis, by die kar, voor my huis. Dog ek, Here, wat het nou met my gebeur? So ek het die heerlikheid van die Here gesmaak. En ek is nie bereid om het te verruil vir enige aardse dinge vandag nie. Wow, prys die Here. Want die Here het my eenmaal gered. Ek weet nie of ek 'n tweede kans gegee nie. Baie mense sê die Here gee hoeveel kansse. Ek weet nie of ek 'n tweede kans gegee nie, of ek in ongeluk of wat is nie. Ek is trots om te kan sê, dat ek deur daai goed gekom het, en ek bedien nog onder die bikers vandag, met my motorfiets, ek het nie opgery nie, en ek speel nog musiek, die Here het niks van my weggevat nie. Die Here het my nuwe lewe gegee. Amen. Die Here het my kans gegee, om na hom toe te kom, en een van sy skapies te wees.
sodat ek my kan regmaak vir die dag van die Here ons kom haal. Sjoe. Ek weet Rooi is ek weet jy het dit nou nie genoem nie, maar jy het ook by die kapelane aangesluit in Rustenburg en daai tyd. Ja, dit is die kapelane is, ek dink die Vollieskerk het pastoor Jaco wat in die Baaikerskerk is aangestel om die kursus aan te bied. Hy moes deur dit gegaan. So ons dien as kapelane nou. Ons het nou 'n bietjie stil geraak omdat ons nou weg is daar. Maar ek het al hier op die strand het ek klein Bybeltjies uitgegee. En ek het al by Bikers Joel so 2 weke terug het ek Bybeltjies uitgegee en een het gesê nee nie. Hulle almal het dit gevat. So met die kapelaanskap beteken dit jy moet dien. Jy moet jou tyd gee. Dit gaan dalk in jou sak ook ruk. Ja. Maar dit is kapelaanskap. So ons is nog besig met dit, ek en my vrou. En ek wil graag vir ander mense wat ek ken, wat ook daar was, wat bedank het, terugkry vir dit. En laat ook kan vorentoe gaan met dit. Amen. As ek dit nou onder die banner kan doen van hierdie tuiste wat ek gevind het hier, Kruiskyk, dan doen ek onder daai banner. Amen. Want ek wil ook net vir die kykers sê, toe ons hiernatoe trek na Gordons Bay toe, het ons lank gesoek vir 'n kerk, ek en my vrou. Ons is by alle kerke, lede in Christus, en almal is goeie kerke, ek moet sê, want almal dien die Here. En ek was so 2 of 3 keer by Kruiskyk gewees, dan was maar weer gaan soek. Want, onthou die eie ek speel partykeer 'n rol. Ek wil. En die Here het my duidelik gesê, jy is niks. Jy is niks. Ek wil, die Here wil. En die Here sal my op sy tyd gebruik. Wow. En so ek wag vir dit. Amen. Maar ek het 'n tuiste gekry hier by Kruiskyk. Die mense, die verwelkoming wat ons ontvang het, alles spreek net een ding. Almal kinders van die Here. Want as jy mense met liefde ontvang, sal jy liefde ontvang. En dit is wat ons ontvang het hier by Kruiskyk. So. Weet jy Rooi is jy weet ek glo jy kan ek wil amper sê ek dink hoe het jou familie gevoel jou broer, jou oudste broer toe hy hoor jy tot bekering gekom. Ek was nou nie by hulle dat ek hulle gesigte kon gesien het nie, want my ma, ag my ou liefdevolle moeder, sy was so bly. Sy het so met die hele wêreld gebel. Corrie het verander. Wow. Maar ek kan my broer se eerste oproep onthou, né? Hy het my gesê amazing. Ek het dit geweet. Ek ervaar sommer net Ek het dit die Heilige geweet. Gees hoor. Wow. Maar die Here het sy tyd gehad. Jy weet, ons moet een ding besef en ek meen ons het vanmôre weer gehoor tydens ons intersessie, ons Warrior Men groep is die snoeiskerm maak seer. Ja. Maar jy weet, en tog sê die woord van die Here ook, hy is die pottebakker. En Ja. Jy kan nou meer as ek sê, ja, ek het ook dinge wat ek kan oorgetuig, maar die Here het jou geformeer in daai tyd om werklik 'n verskil te maak tussen die motorfietsliefhebbers. Want daar's baie van hulle wat nog nie tot bekering gekom het nie. En dit is siele wat die Here ons voor geroep het, want die woord van God sê die oes is ryp, maar die arbeiders is min. En dit is so belangrik dat ons gehoorsaam moet wees aan die woord van God, want hy sê ook in sy woord, gehoorsaamheid is beter as offergawes. Ek dink, ek weet ons tyd is besig om uit te loop, is daar enigstens iets wat jy vir ons wil deel, 'n skrif? Ja. Ek het COVID gekry en ek het baie ernstig gehad. Op daai stadium het ek was vir 3 dae wat ek in die hospitaal was, wat ek nie weet waar ek was nie. Dan voel het ek wil oor 'n afgrond spring, dan stoot 'n hand my terug. So duidelik soos ek vir jou sê, presies so. Dan skree ek, Here, ek kan nie meer nie. My vriende het my by die huis kom optel. Gedra kar toe in die hospitaal van ek wou nie. Maar die deurbraak het ook daar gekom. Want terwyl ek so voel, ek wil afspring. En ek weet dis die Here se hand wat my terugstoot. Vandag besef ek het werk om te doen. Of het nou onder die Bikers is, of het nou enige ander plek is. Nou, Psalm 6 het my deurgevat. Deur die koue daar. Die tye wat ek gevoel het, ek kan nie meer nie. Die tye wat die hospitaalpersoneel my amper verdrink het.
Hulle het vergeet toe hulle die nebulizer afval, het hulle vergeet om die shoes om goed af te stel, so hulle het op my gesig sit, is dit net water. Maar weer eens, die Here was my genadig. En die Here het daai mense, elke persoon, blank en nie blank, daar gesit, om agter ons te kyk. Amen. Ek het soveel respek vir hulle. Psalm 6, die 3de vers het ek gereeld geroep in die hospitaal. Wees my genadig, Here, want ek is verswak. Maak my gesond, Here, want my gebeente is verskrik. En dan 'n Psalm wat ek baie lief voor is, Psalm 23. Want in Psalm 23, daar's 'n liedjie ook, die Here is my herder. En dan daai liedjie sê hy, so baie diep haal hy my uit. En so baie diep die Here my uitgehaal. Ek is baie lief vir Psalm 23, want die Here vat ons, en hoeveel mal in my lewe, nadat ek gered was, vat die Here my na waters waar rus is. Ek het voor ek afgekom met Kaap toe, het ek geld belê in 'n belegging, om my vinniger te laat kom Kaap toe. Ek wou op 60 al in die Kaap gewees het. Presies amper 6 jaar later is ek nou eers in die Kaap. Toe het ek geld verloor. Ek is nie skaam om te sê hoeveel nie, R1 miljoen. Ek was in sak en as. Ek gesê, Here, maar waaroor? Want toe ek die kans kry om te belê, en hulle verduidelik vir my alles, en hulle stuur vir my elke maand state. En ek sien hoe groei hy. Toe sê ek, dankie Here, wat jy my kans kry om vroeg te gaan aftree. En die gebeur het. Alle geld verloor. En ek vra, Here, hoekom? Wat het ek gedoen? Ek het dan gesê, dankie. En my paar weke gevat. Toe besef ek eendag, toe sê die Here vir my, terwyl ek so vra, hoekom Here? Toe sê die Here vir my, het jy vir my gevra? Ek het nie die Here gevra om daai belegging te doen nie. Ek was oorhaastig, en ek het net van dankie sê. En dis hoe die Here ons baie keer wys in ons lewens. Moenie jouself voor my stel nie. Vra my, soos die skrif wat Wessel vanoggend gelees het. Vra my en ek sal vir jou gee. Maar ek moet ook bylas. Vra my in geloof. Amen. Ek is baie eng en streng daarop. Want niks in my lewe doen ek meer sonder my geloof. My vertroue en my hoop in die Here nie. En alles vra ek vir die Here. Elke liewe ding. En die oggend as ek opstaan, dan sê ek dankie Here, dat ek my oë na COVID kan oopmaak. En vir u sê dankie. Halleluja. Roos, ons tyd is op, maar ek wil vir jou baie dankie sê. Nou, jou nommer gaan verskyn en die mense, ek glo daar is van die vriende wat jou nog gaan bel. Asseblief, miskien. hulle is welkom. So, ek wil vir u sê, baie dankie vir die saamkuier. Tot volgende keer, totsiens. O Jesus, doen dit weer. O Jesus, doen dit weer. Ja, hierdie geslag moet erken dat U regeer. Sien van God.